tema vanoggend is eintlik 'n tema met die oog op lydenstyd waarmee ons nou besig is. En die titel is Jesus was geen slagoffer. Nou miskien is dit vir jou 'n vreemde gedagte of 'n vreemde konsep om te hoor, want as ons aan Jesus dink, dan dink baie mense dikwels maar hy was 'n victim gewees, hy was 'n slagoffer. En ek wil vandag die teendeel argumenteer en dan ook vir jou wys uiteindelik wat dit vir jou in jou lewe kan beteken, dat Jesus self glad nie 'n slagoffer was nie. So daar's twee verskynsels in die tyd waarin ons leef, ons sou kon sê twee eienskappe van die tydsgees, wat ontsettend skadelik is en ek wil sê bedreigend is vir die geloof en vir die kerk. Die eerste verskynsel is wat ons noem in Engels dan nou entitlement. Nou, ek het regtig na Afrikaanse terme gaan soek wat dit effektief kan oordra. Daar's onder andere die gedagte van selfgeregtigheid, maar as ons sê selfgeregtigheid dan klink dit soos iets heeltemal anders. Maar entitlement is basies die gedagte dat jy voel dat jy kan aanspraak maak op sekere goed of dat jy geregtig is tot sekere goed. Dalk sal ek dit anders verwoord en ek gaan net maar die Engels gebruik want ek dink almal verstaan wat dit beteken as ek praat van entitlement. Maar die gedagte van entitlement is die gedagte dat die wêreld jou iets skuld. En ongelukkig is dit 'n denkwyse wat ook dikwels onder Christene voorkom. 'n Denkwyse wat regtig giftig is eintlik vir ons verhoudings, giftig is in ons interaksies met mense. Nou ek het so aan voorbeelde gedink en dis moeilik om voorbeelde te gebruik wat nie noodwendig mense sal blootstel nie. Maar nou dink ek aan 'n voorbeeld aan 'n keer wat ek in die winkel was, die manier hoe iemand die persoon wat agter die til gewerk het behandel het byvoorbeeld. So die dame wat daar gewerk het eenvoudig net 'n bietjie lank gevat om 'n ander kliënt te help met iets waarmee hulle gesukkel het. En die wagtyd raak toe nou in plaas van 30 sekondes nou sê net maar 'n minuut en 5 sekondes. Maar hierdie dame wat toe nou gewag het regtig gevoel dat sy entitled is tot 'n ry wat vinniger beweeg. En het nie gehuiwer om aan hierdie persoon uit te druk hoe stadig en onbekwaam en onbeholpe hulle nou eintlik is nie. Want sy voel sy's entitled dat die ry moet vinnig beweeg ter wille van haar. 'n ander voorbeeld wat ek altyd aan dink is die manier hoe ouers rondom hulle kinders optree wanneer hulle voel hulle kinders word te nagekom. My kind is nie in die klas waarin ek graag sou wou hê hulle moet wees nie. Ek gaan die skool bel en ek gaan dit uitsorteer. Ek sien die giggels, die juffrouens in die kerk vandag. My kind het toe nou nie die rugbyspan gehaal wat ek voel hy geregtig is om te haal nie. Ek dink dis tyd om die afrigter te bel. Nou hoe ek sou sê 'n mens dit kan toets in jouself as jy nou wil weet of jy reken jy is entitled. Dan dink ek 'n groot deel daarvan kan jy toets net bloot deur te sê nou as almal in die klas dieselfde sou doen wat jy doen. Hoe dink jy sou dit dan gewees het? As almal geregtig was op dit wat jy voel jy op geregtig is, hoe sou die samelewing dan gelyk het? Ongelukkig word daar ook baie gepraat van 'n entitled generasie wat grootgemaak word, maar onthou, dis die ouers wat hulle grootmaak. En die gevoel wat mense het dat die wêreld skuld my iets, ek's geregtig op iets. Maar dan die tweede en waarskynlik net so gevaarlik en skadelik is wat ons dan nou sal noem 'n slagoffer mentaliteit. Jy weet wat die Stormers gehad het na gister se wedstryd. Hulle 17-0 voor, maar hulle is 'n slagoffer van hulle eie foute. Dis mos maar wat die mense sê. Maar 'n slagoffer mentaliteit waar entitlement gaan oor die wêreld skuld my iets, sê 'n slagoffer mentaliteit maar die wêreld is teen my. En alles wat gebeur met my op een of ander manier is daar 'n sameswering in die heelal wat op my gemik is. Want kan jy glo, my kind is in hierdie skool geboelie. En toe skuif ons my kind na die skool toe en waaragtig sal jy glo daar was boelies weer daar gewees wat hulle daar geboelie het. En nou toe skuif ek my kind na hierdie ander tipe skool toe en jy kan nie dink nie. Hulle is daar ook geboelie. Nou homeschool ons hulle en wel, ek wonder wie doen dan die boelie werk. Nee. Dit is hoe 'n slagoffermentaliteit werk. Dit is nou boelie is iets baie ernstig, so ek wil nie 'n ligtelike grappie daarvan maak nie. Ek probeer eintlik sê dat
Dis die slagoffermentaliteit patroon. Dis altyd iemand anders se skuld. Dis altyd jy wat ingedoen word, jy wat te nagekom word. Binne in 'n slagoffermentaliteit gebeur dit ook dat mense eenvoudig net nie bereid is om verantwoordelikheid te vat vir hulle foute en hulle gedrag nie. Want daar's altyd iemand wat jy kan beskuldig. En hoe dieper ons in die sielkunde gaan rondgrawe, hoe meer kom ons agter dat enige vorm van gedrag is eintlik regverdigbaar op 'n manier in die tyd waarin ons leef. Hierdie ou het moord gepleeg omdat dit gebeur het toe hy 'n kind was, omdat dit die omstandighede is waarin hy groot geword het. En sekerlik is daar omstandighede wat maak dat mense uitdraai soos wat hulle doen en dat jou lewe is soos wat hy is. Maar dit vrywaar ons nie van verantwoordelikheid neem vir onsself nie. Nou julle sien dat Christene dikwels, ons kan nie altyd sonde pinpoint nie. Jy weet, dit is nie altyd moontlik om te sê dit wat jy nou doen is verkeerd nie. Ons kan sekere goed lys wat obvious vorme van gedrag is. Maar entitlement en 'n slagoffermentaliteit is soos hierdie gees van die tyd. En hierdie gees van die tyd, as dit in die kerk inkom, het dit 3 baie groot bedreigings, dink ek, wat dit inhou. En die eerste ene is, dit is 'n groot bedreiging vir ons getuienis. Dis soos die, as ek dit so kan stel, die lelike stiefsissies van voorspoedsteologie. As ons sê dat voorspoedsteologie die denkwyse is dat as ek die regte ding doen, dan gaan ek geseënd wees, is hierdie soos die lelike stiefsissies wat sê maar ek's entitled en ek is 'n slagoffer. Nou, hierdie 3 goed saam belemmer ons getuienis in die wêreld. Want laat dit blyk dat ons eintlik ondankbaar is, nooit tevrede nie, negatief, kla oor alles, het vreeslik baie te sê oor die land waarin ons woon en die mense van daardie land. Tweedens, steel dit verseker ons lewensvreugde, want ek het nog nooit 'n entitled persoon gesien wat regtig gelukkig is nie. Want die sleutel vir geluk is waarskynlik dankbaarheid, nê? Maar as jy entitled is jy nie dankbaar nie, jy wil altyd nog hê. So, wanneer ons uit 'n slagoffermentaliteit leef, kan ons ook nie gelukkig wees nie, want ons voel altyd ons word ingedoen, te nagekom. Iemand is uit om ons te kry. En dan die derde bedreiging, en dit speel dan in op dit wat ons met die kinders vanoggend gedeel het, is dat hierdie 2 verskynsels is 'n baie groot bedreiging vir ons vermoë om te volhard in die geloof. As ons dit nou wil eenvoudig sit, ons het ons Christelike grit verloor. Uiteindelik daai ding wat maak dat as daai tye kom, dat ons kan vasbyt, dat ons kan aanhou, dat ons kan volhard, dat ons in die geloof sal kan staande bly. Nou 'n pragtige teksgedeelte wat vir ons iets illustreer van die manier hoe Jesus ons wil vrymaak van hierdie goed. En die voorbeeld wat hy gestel het, is dan nou Hebreërs 12 van vers 1 tot vers 3. En ek wil graag dit vir ons lees, en eintlik wil ek dan net fokus op Jesus. Want as ons kyk na Jesus, dan gaan ons kan verstaan die impak van sy gedrag en sy voorbeeld op ons lewens, en hoe ons lewens kan inrig. So, wat voorafgaan in Hebreërs 11 is hierdie lang lys van geloofshelde. Hebreërs 11 begin met om te glo is om seker te wees van wat ons hoop, dis om oortuig te wees van wat ons nie kan sien nie. Dit is wat geloof is. En dan sit nou Abraham en Moses en al die geloofshelde van die eeue, hulle word uitgelig en hulle geloof word bewonder. En dan begin in Hebreërs 12 met terwyl ons so 'n groot wolk getuies rondom ons het. Nou hierdie getuies verwys dan nou na hierdie geloofshelde, wat amper soos hierdie skare is wat ons aancheer. Laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. 2 keer in hierdie gedeelte kom die woord verduur voor.
Daar's 2 dinge wat hier gelys word wat Jesus moes verduur. En die woord verduur hierso beteken om iets te verdra onder druk, om staande te bly te midde van dit wat moeilik is. Dink aan iets wat jy al in jou lewe moes verduur. As jy al ooit in 'n baie lang ry iewers moes staan en jy gaan nou lank wag, dan verduur jy dit om in daai ry te gaan wag vir jou lisensieskyf of vir SARS om jou te help of te vervloek. So daar's 2 dinge wat Jesus moes verduur. Die eerste ene sien ons is die kruis. Hy het die kruis verduur. Nou ons moet verstaan waarvan die kruis 'n simbool is. Die kruis was die swaarste vorm van straf wat op enige mens gelê kon word. Dit was gereserveer al vir die ergste misdadigers, die slegstes van die slegstes. Iemand wat gekruisig is kaal gekruisig. Die doel was om hulle heeltemal tot skande te maak, hulle te verneder, hulle so sleg te laat lyk en voel dat die emosionele trauma daarvan saam met die fisiese eintlik 'n buitengewone ondraaglikheid is. Jesus wat onskuldig is, wat niks doen om hierdie goed te verdien nie, verduur die kruis. Dis wat ons sien. Die mees gewelddadige, pynvolle, vernederende dood wat iemand kan hê. Jesus het dit verduur. Nie anders as om 'n lang ry te verduur, nee. Die tweede ding wat Jesus moes verduur, was die vyandigheid van sondaars. Met ander woorde, as jy dink aan hoe dit is, so Jesus het hierdie fisiese pyn deurgegaan, die emosionele pyn deurgegaan, maar nou die vyandigheid van mense, so die teenkanting van mense. As jy nou gedink het as jy jouself in 'n skare bevind het of tussen mense wat almal jou beledig, jou sleg sê, wat jy bedreig voel dat hulle iets teen jou het, dit teen jou hou. Soos wat Jesus hierdie pad geloop het, het hy konstant mense gehad wat teen hom was, wat hom sleg gesê het, beledig het, wat hom probeer verneder het, wat gelieg het oor hom, wat valse inligting oor hom gegee het. Ek meen, as ons dink, ons is mense, ons is gemaak vir koneksies. Dit maak ons seer, onrustig, skaam, wanneer ons uitgesluit is, beledig word, verneder word. Jesus het hierdie beledigings verduur, sonder om 'n woord te sê, sonder enige teenkanting, het hy dit verdra. Nou kom ons terug na entitlement en na slagoffermentaliteit toe. Dat ons onsself in 'n spieël kan sien teenoor die voorbeeld wat Christus gestel het. So die eerste ding is, as ons die vraag sou vra, waarop was Jesus geregtig? Op waartoe was hy entitled? Met ander woorde, waarop kon hy regtig aanspraak maak om te sê, maar eintlik verdien ek hierdie? Ons sou kon sê dat hy regtig kon aanspraak maak daarop dat hy aanbid moet word as die seun van God. Hy was geregtig daarop om as seun van God aanbid te word. Hy was geregtig op 'n regverdige verhoor. Hy was geregtig daarop dat hy gehoor moet word om homself te verdedig. Maar eintlik ten diepste was hy geregtig daarop dat hy geag moet word as die hoogste gesag. Die een wat alles tot sy beskikking het. Die enigste een wat as God en mens leef. Jesus kon daarop aanspraak maak en hy kon dit afforceer om te sê, luister julle nou mooi vir my. Julle sal nou kniel en aanbid. Verstaan julle weet julle wie ek is? Dit is wat Jesus kon doen. En ek meen, dink gou aan iemand wat in 'n vertrek inloop en sê, weet jy wie ek is? Dis entitlement. Jesus kon daai weet jy wie ek is moment gevat het. Hy kon dit gedoen het. Maar hy doen die teenoorgestelde. Hoor wat lees ons hier in Filippense 2, dit is besonder. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Ja, so hierso staan, hy is gelyk met God, maar hy reken nou nie, hy hoef nou entitled tot dit te wees nie, hy beskou dit nie as iets waarna hy moet vashou nie. So hy gee prys sy goddelike, ek wil sê gesag wat hy het, die regte wat hy het as God, gee hy prys.
En dan staan daar, hy het homself leeg gemaak daarvan. Hy het homself uitgestort, deur wat te doen, die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. Nou vat 'n oomblik, dan dink jy aan die persoon in die wêreld wat die bekendste is, die hoogste status het, hoog verhewe is bo enige mens. Jy dink dalk aan 'n celebrity, jy dink aan 'n gesaghebbende figuur, jy dink aan iemand wat belangrik is, jy dink aan iemand met baie geld. Nou vat jy daai persoon, dan dink jy, hoe moeilik sal dit vir hulle wees om so half bietjie soos 'n gewone mens te leef, om ook koffie te bedien daar agter, om ook saam met mense wat die swart sakke oplaai op 'n Vrydag te gaan en sakke op te laai en in 'n. So, kom ons sê daai persoon is in wêreldse terme 'n 10 uit 10. En ons reken 'n 10 uit 10 sal sukkel om na 'n 7 uit 10 toe te beweeg in terme van status en posisie. Nou, waar sal jy Jesus skoor? Kom ons sê iemand is 'n 10, waar sal jy Jesus skoor? Kom ons sê ons skoor hom op 1 miljoen, né? Want dis mos nou eintlik waar hy geregtig is om te leef, wie hy is. So nou skoor ons hom op 1 miljoen. Ons kan nie van 'n 10 na 'n 7 toe gaan nie, hy gaan van 1 miljoen na 'n 0 toe. Dis wat Jesus gedoen het. As ons kan verstaan waartoe hy geregtig was. Hy maak homself leeg. Ons kla oor die kleinste bietjie vernedering, teenkanting, prysgawe van ons regte en ons wil. Dis wat Jesus gedoen het. So waarop was Jesus geregtig? Hy was geregtig op alles. Het hy gestaan op dit? Nee. Hy het homself leeg gemaak daarvan. En dan bring dit ons by die tweede vraag, maar waarvan was Jesus 'n slagoffer gewees? As jy moet begin dit verduidelik aan mense, dan sê jy sê wel ja, hy was definitief 'n slagoffer van die onregverdigheid van mense. Hy het 2 verhore gehad, een voor die Jode, die Sanhedrin, een voor Pontius Pilatus wat uiteindelik sy hande in onskuld was. Hy was 'n slagoffer daarvan. Hy was oorgelewer. Hy was onregverdig geweest. Hy was 'n slagoffer van die feit dat Judas hom verraai het. Hy was 'n slagoffer van die feit dat sy disippels weggehardloop het, dat hulle in skande en vrees weggehardloop het. Hy's 'n slagoffer van die goed. Hy kan sê dat dit wat met my gebeur is solid ander mense se skuld. Hy kan dit sê. Want hy is in die posisie waar hy regtig niks verkeerd gedoen het nie, niks gedoen het om dit te verdien nie. Maar Jesus sien homself allermins as 'n slagoffer. Hoe verwoord hy dit in sy eie woorde in Johannes 10? Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hoor hierso, niemand neem dit van my weg nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Ons dink aan Jesus en ek wil dit nou met respek sê vandag, maar ek dink ons kry vir Jesus dalk te maklik jammer en bewonder hom nie genoeg vir wat hy gedoen het nie. Ek dink ons dink aan Jesus en dan dink ons dalk baie keer aan die kruis as 'n stuk swakheid. Terwyl die kruis eintlik God se grootste simbool van krag is. Want wat vir mense swakheid is die krag van God. Herinterpreteer dit 'n oomblik om te sê dat Jesus kies om sy lewe neer te lê. Hy kies om nie te praat nie. Hy kies om onregverdig verhoor te word. Hy kies om toe te laat dat een van sy disippels hom verraai. Hy kies om sy disipel te vergewe wat hom verloon het. Hy besluit, ek sal my lewe neerlê. Niemand gaan dit namens my doen nie. Niemand kan dit van my af wegvat nie. Ek gee dit. En hy verdra dan alles wat na sy kant toe kom. So, kom ons sit dit net weer in konteks in ons eie lewe. Ons kry dit reg om van die kleinste ding onsself 'n slagoffer te maak. Ons kry dit reg. En ons hou goed teen mense wat hulle in hulle ganse lewe nie eers sal weet hulle aan ons verkeerd gedoen het nie. Want ons is slagoffers van wat hulle aan ons doen. Ons vat dinge persoonlik op as dit so 'n bietjie aan ons ego raak. Ons word kwaad, ons verwyd. Hoe durf hulle?
hier sien ons dat Jesus kom en aanslag op aanslag, belediging op onreg op onreg. Hy sê nee, ek kies dit ter wille van die mens. Ek kies dit want dis die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Vir my is dit sterk, vir my is dit opoffering, vir my is dit God se wil wat uitspeel deur iemand wat kom en gehoorsaam hierdie dapperheid het om hierdie besluit te maak. En was dit vir Jesus maklik? Definitief nie. Ons sien in die tuin van Getsemane daai gebed, nê, wat hy bloed gesweet het. Daai oomblik wat hy gevoel het, Jesus, ek weet nie of ek hierdie kan doen nie. Maar dan die Vader wat aan hom herbevestig, dis die tyd. En Jesus wat opstaan en sê, laat ons gaan. Die een wat my verraai is naby. Dan doen hy dit. Hy kies om dit te doen. Hoe gereeld kies ons om onreg te verdra ter wille van die saak van die koninkryk? Vriende, ek wil die skuif maak dan nou na ons toe om te verstaan hoe ons hierdie kan doen, want ons is nie Jesus nie. En dit is wat dit so moeilik maak, is ons het hierdie prentjie dat ons nou, Jesus is ons voorbeeld, maar ons voel dan bietjie of ons dit nie gaan maak nie. Maar dit is belangrik om te let daarop dat ons Christus in ons het. Maar dit is ook belangrik om te let daarop dat dit 'n proses en 'n pad is van vreugde en volharding. Want glo my, entitlement en 'n slagoffermentaliteit het geen vreugde in dit nie. Geluk lê nie daarin as jou omstandighede alleen dikteer hoe bly jy is nie. As dit wat om jou uitspeel bepalend is vir hoe gelukkig jy kan wees in die lewe nie. Vreugde lê daarin dat jy ongeag van dit wat gebeur in Christus daai stabiliteit en fondasie kan hê. Maar daar's twee dinge wat moet gebeur, of die teks lig vir ons twee gedagtes uit in Hebreërs 12. Die eerste ene is dat ons oog gerig hou op Jesus. Ons lees hier, dit sê hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Die begin, die woord wat gebruik word is die voorloper. Die forerunner. As jy nou in die Garmin horlosie se naam dink, die forerunner, die een wat vooruit hardloop. Dis Jesus. So hy is die een wat wys, hy gee die pas. Maar hy is ook die volëinder daarvan. Met ander woorde, hy kom ook van agter af en hy hou ons deur sy getrouheid in stand. Maar om die oog gerig te hou op hom, daai woord beteken om weg te kyk van ander goed af en jou oë spits te fokus op een spesifieke ding. Die enigste manier wat jy gaan keer dat jou omstandighede jou oorweldig is om op te hou kyk na jou omstandighede en toegespits, gefokus te kyk na Jesus. Hou hom voor oë, kyk vir Jesus. Sien sy non-entitlement, sy weiering om 'n slagoffer te wees. En weet dan dat hy dit vir jou ook sal moontlik maak. Hy het dit vir die vreugde en die vooruitsig gedoen vir jou. Nou kan jy in gehoorsaamheid daarop reageer. En dan die tweede gedagte wat ons hier sien is in vers 3, dink inderdaad aan hom. Daai teksgedeelte sê, let noukeurig op Christus. Met ander woorde, dis nie genoeg om net 'n keer te dink nie. Dis iets wat ons moet bestudeer. Dis iets waarop ons moet sit, waarin ons moet kou, wat ons moet herbesin. So kom ons dink gou aan ons lewens, en ek wil 'n voorbeeld vat, miskien uit my eie lewe uit. 'n Ruk terug het daar iets gebeur wat ek voel regtig of ek was onregverdig behandel. Ek was beledig, persoonlik aangevat, goed is van my gesê wat ek nie gedink het waar is nie. En in die konteks van wat gebeur het, was dit miskien nie so erg nie, maar dit was vir my 'n moeilike situasie, want jy is bewus van hoe mense jou sien en van jou dink. En ek kon die aand glad nie slaap nie. Dit was vir my 'n verskriklike moeilike nag gewees. En die volgende oggend begin ek skryf. En ek skryf alles neer wat ek voel. Ek skryf hoe kwaad ek is. Ek skryf hoe onregverdig dit is. En ek begin die brief verwoord wat ek nou vir hierdie mense gaan tik. Om myself te regverdig, om so bietjie hulle terug te kry, want dis mos, jy weet, enige brief se doel, om net mense 'n bietjie terug te kry, dit mos nie. En die skaamte, die vernedering, hoe durf hulle. En hierdie teks kom toe in my kop op. En ek dink toe regtig aan wat Jesus deur is. En weet julle wat gebeur het met my? Toe lag ek vir myself.
Toe dink ek, Rudolf, jy's eintlik 'n joke. Jy weet, jy kla oor 2 kilogram wat jy moet optel en die Here het 'n berg gedra. En die verligting en bevryding en hoe lig dit is om nie iets teen jou hoef te vat asof dit die einde van die wêreld is nie. Om juis eintlik dit dan te kan vat as vreugde dat die Here jou kan vrymaak van jouself. As gevolg van wat hy gedoen het. Julle, dit is die moeilikste en die maklikste ding. Want dit is moeilik want dit is iets groots om te laat gaan. Maar dit is maklik want om aan al die ander goed vas te hou is baie meer uitputtend en baie moeiliker. Jy sit hier vanoggend, iemand het jou seer gemaak. Aktief waarskynlik soos wat jy hier sit. Is daar iets wat gebeur het in jou lewe wat gelei het tot vernedering, ontevredenheid, ongelukkigheid en jy daai smaak in jou mond dat jy wil hê geregtigheid moet seëvier. Kyk mooi na Jesus. Kyk mooi wat hy deur is. Dink mooi aan wat hy jou wil leer deur dit wat nou gebeur. En spreek wie ook al dit is vry, ook ter wille van jouself. Vriende, voel jy seer gemaak, beledig, ingedoen, te nagekom, geregtig op iets wat jou ontneem is? Ek het baie goeie nuus. Jy is in besonderse goeie geselskap. Maar gesels dan met daai geselskap. Amen. Here, baie dankie dat ons kan weet vandag dat U dit alles verduur het, nie uit swakheid nie, maar juis uit krag. Dankie Here dat ons vir niks en niemand hoef bang te wees nie, want werklik is daar niks wat ons kan skei van U liefde nie. En Here, gee vandag dat ons op hierdie fondasie, die voorbeeld wat U gestel het, maar ook die krag wat U ons gee, dat ons op daardie fondasie sal bou, Here. En dat ons nie sal bang wees nie. Vergewe ons vir al ons verwyte, die wrokke wat ons koester, die seer wat ons ronddra. U het net soveel meer gedoen. U het net soveel meer gedoen. En ons is jammer dat ons vergeet om te kyk, vergeet om te sien wie U is en wat U doen. Amen.